Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons ring. Ek lees die kommentaar op die reeks Op My Eis wat nou net klaargemaak het en dit is opvallend hoe uiteenlopend mense reageer oor wie uitgestem word en kwaad is ook sommer net vir die redes vir uitstemming of iemand wat gedink is gaan deurgaan na die einde toe en toe uitgeval het. En my net so laat dink oor hoe elke persoon sy eie geliefde deelnemer kies en eintlik hoe geweldig relatief dit kan wees, want die een oomblik hou ek van hierdie persoon en is hulle geliefd en die volgende oomblik glad nie meer nie. Hoe dit verander ook en ek dink ons wat verstommend is hoe mense 'n oordeel vel oor deelnemers sonder dat 'n mens hulle regtig ken. Jy reageer op dit wat jy daar sien. Maar hierdie hele amper fluktuering in geliefdheid het my laat dink aan die gedeelte wat skryf waar dit gaan oor waar Johannes die Here Jesus doop en toe uit die water uitkom daal die gees van God soos 'n duif op hom neer en dan die stem wat sê dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En baie besonderse gedeelte vir my want net daarna stap die Here Jesus dan uit en vind die versoeking in die woestyn plaas. En daar's vir my soveel besonderse waarde in hierdie gedeelte. Eerstens dat eintlik simboliseer hierdie doop ook die sterwe eers, amper wil ek sê, soos wat ons met Paasfees kruisiging gevier het, die opstanding uit die water na 'n nuwe lewe toe, toerusting deur die Heilige Gees om te kan leef soos wat die Here wil hê ons moet leef, maar dan ook die wete en die besef, maar op hierdie pad kom daar versoekinge en gewoonlik wanneer ons 'n besondere seën beleef, kom daar dan ongelukkig ook hierdie teenstand en hierdie teenkanting. Maar dat die Here Jesus dit kon deurstaan, hierdie versoeking, juis omdat die Gees van God soos 'n duif op hom neergedaal het. Ek hou van die beeld van 'n duif wat eintlik ook net simboliseer dat dit nie kom met geweld nie, maar dat daar iets is wat op 'n liefdevolle manier gebeur. Maar dat hierdie bevestiging van die geliefdheid van die Here Jesus word ook uitgespreek voordat daar nog enige prestasie amper daaraan gekoppel is, wat mens laat besef dat, en ek dink dit is wat vir my besonder is, dat in Christus word ons ook geliefde kinders van God genoem. Word ons ook toegerus deur die Heilige Gees om te kan uitstap en wat ook al in hierdie wêreld die teenstand en die terugslag wat ons beleef, dat ons dit kan bestuur. Ek wil jou vandag uitdaag en vir jou vra of jy werklik glo dat jy 'n geliefde kind van God is, want dis jou identiteit, nie wat mense sê jy is, wat jy bereik en hoe slim en oulik jy is nie, maar dat jy 'n geliefde kind van God is. Glo jy dit werklik of hoor jy al die ander valse stemme wat vir jou wil sê jy is nie goed genoeg nie? Leef met hierdie identiteit, want dan kan jy enige iets te bowe kom wat ook op jou pad kom. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.